Goeiedag. Het is lekker om weer saam rondom die woord by mekaar te wees. Ons bid steeds dat die Heilige Gees ons lei wanneer ons daarmee besig is. Ons kyk vandag na vreugde. Vreugde as wesentlik deel van jou geloof. En ons gaan 'n bietjie kyk uit Filippense 1 vers 20 tot 25, ook 'n paar ander gedeeltes. Nou die ding is, mense wil graag lekker dinge doen. Lekker dinge beleef, daar's 'n natuurlike soeke na plesier, lekker kos, ervarings, mooi omgewing, gemaklike en vredevolle verhoudinge. Almal wil happy wees. Dit is hoe dit is. En eintlik al bogenoemde is goed en is gawes wat 'n mens kan geniet as dit waar is in jou lewe. Maar ons weet dat blydskap en ware vreugde lê eintlik dieper. Dit is eintlik iets van 'n wonderwerk wat moet plaasvind. Iets wat die Heilige Gees in ons werk en wat ons in die geloof omhels, wat ons elke dag in moet lewe en moet kies om in te lewe om ook daarin te groei. Dit is dat ons vreugde vind, 'n opgewondenheid ervaar, ons verlustiging vind, ons vervulling vind in God en ons verhouding met God in so 'n mate dat dit alles bepalend word en dat dit oorloop en inloop in alle aspekte van ons lewe. In ander woorde, alle aspekte van ons lewe bepaal dan nie meer ons vreugde en ons vervulling nie, maar ons beleef vreugde in alle aspekte, want ons bron van vreugde lê nie in die aspekte van die lewe nie, maar dit lê in God en in 'n persoonlike verhouding, 'n innige verbintenis met God. Nou, dit beteken nie dat goeie omstandighede en lekker dinge doen jou nie blydskap laat beleef. En dis nog 'n natuurlike reaksie en God bedoel dit so en is dit God gegewe om die goeie wat ek ontvang te kan geniet en daaroor bly te kan wees, maar die ware vreugde lê daarin dat dit daar 'n erkenning moet wees dat dit uit God se hand uitkom en dat dit wesentlik eintlik net betekenis het omdat dit geanker is in 'n ewige God en 'n ewige verbintenis met God waarin die bron van ware vreugde lê. As die optelsom van my vergenoegdheid, my vreugde, my verlustiging bloot die optelsom van omstandighede is, dan verstaan ek waarskynlik nog nie heeltemal die vreugde in die Here nie. Vreugde in die Here, soos wat ons nou in die skrifgedeeltes gaan sien, is iets wat ek as volgeling van Jesus Christus, as kind van God, as Christen, ontvang, omhels en najaag as deel van my verhouding met die Here. Dis deel van my geloofspad, dis deel van my groei in geloofsvolwassene. Dis nie maar bloot 'n opsionele ekstra nie. Nou, ons gaan lees hier in Filippense 1 vers 20. Dis my vurige verlange, skryf Paulus, en daarna sien ek uit dat ek niks sal doen waaroor ek by hoef te skaam nie. Ek wil ook nou, soos nog altyd, met alle vrymoedigheid deur my hele wese Christus verheerlik in lewe en in sterwe. Dis die wese van die lewe. Dis waaroor dit gaan. Ek wil God in alles verheerlik. Dan gaan hy vers 21. Want om te lewe is vir my Christus, om te sterwe is vir my wins. Die vorige vers sê dat hy wil Christus verheerlik in lewe en sterwe, maar in lewe leef hy in Christus. Dit gaan oor om Christus, in Christus se genade te leef en hom te verteenwoordig. En as hy sterf, is hy by die Here, is hy in die Here, en dis ook reg. Iemand het gesê, God is most glorified in you when you are most satisfied in Him. God is most glorified in you when you are most satisfied in Him. Jy het nie 'n klomp dinge nodig. Jy vind jou lewe en jou vreugde in die Here, soos wat Paulus hier in sy lewe beskryf. Dit gaan oor Jesus Christus. Vers 22, waar Paulus skryf, as ek in die lewe bly, kan ek voortgaan met vrugbare arbeid. Wat ek moet kies, weet ek nie. Ek is in 'n tweestryd. Ek verlang daarna om heen te gaan en met Christus te wees. Want is verreweg die beste. Die sterwe is nie die einde nie. Dit is 'n deurgaan en dan is ek vir ewig by Christus in volmaaktheid. Maar dan sê vers 4, maar in julle belang is dit noodsaakliker dat ek bly lewe. Omdat ek hiervan oortuig is, weet ek dat ek sal bly, ja, vir julle almal behoue sal bly, sodat julle kan toeneem in geloof en blydskap in julle geloof kan hê. So die opbou en die uitpunt van hoe hy hulle ook wil begelei, is dat hulle sal toeneem in die geloof, maar ook die blydskap in hulle geloof sal kan hê.
En hierdie eindpunt, hierdie blydskap in die geloof kan hê, kom dan vanuit, wat uit die vorige vers ook duidelik is, vanuit 'n verhouding met die Here. Waar die verhouding met Jesus groter is as die lewe, as die sterwe, as dinge wat in jou lewe gebeur. Vers 25 sê, dat blydskap is deel van die geloofswerklikheid en van die geloofsgroei van 'n gelowige. Maar natuurlik is dit ook deel nie net van jou werklikheid van jou lewe en van jou groei nie, maar is ook deel van die bediening. Paulus sê juist dat hy sal bly sodat hy die gelowiges kan bedien om blydskap in hulle geloof te hê. Met ander woorde, ons kan mekaar ook bedien tot groei en tot geloofsblydskap. Dis 'n opdrag wat die Here vir ons gee, wat ons moet doen en wat ons vir mekaar mee moet bedien en mekaar in moet begelei. Dus ook verder in die boek sien ons dit, Filippense 3. Verder my broers, wees bly in die Here. Vers 4, wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees bly. Psalm 32 vers 11, verbly julle in die Here en juig regverdiges, jubel alle opregtes. 2 Korintiërs 13 vers 11, verder broers, wees bly, streef na geestelike volwassenheid, aanvaar vermaning, wees eensgesind, leef in vrede, en die God van liefde en vrede sal by julle wees. Wat die opdrag is, wees bly. Of Romeine 15 vers 13, mag God die bron van hoop julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. Nou, dit is ook Pinksterdag, waar ons dink aan die uitstorting van die Heilige Gees 10 dae na die hemelvaart. Maar is alleen deur die werking van die Gees, is daar 'n lewe groter as ons lewe, groter as ons sterwe, groter as ons omstandighede. En daardie vreugde kom van die werking van die Gees in jou, waar jy die waarheid en die werklikheid van God se genade omhels, die grootheid daarvan besef en daarin leef. Ja, blydskap is dus iets wat die gevolg is van 'n verhouding met God, van iets wat jy ontvang, maar dit is ook iets waarin jy moet groei, saam met ander. Nou, as ons praat oor blydskap, dan moet ons dit sekerlik bietjie omskryf, want dit is ook, ja, 'n belewenis en 'n gevoel, dis 'n opgewondenheid, dis 'n opborrelende gevoel van genoegdoening. Ons kry dit ook in die Bybel, byvoorbeeld nou 1 Kronieke 29 vers 22, waar daar staan, hulle daardie dag met uitbundige vreugde geëet en gedrink voor die Here. Dawid wat as koning begin regeer het oor Israel. En dis 'n geleentheid waar daar uitbundige blydskap is. Jy kry baie plekke waar dit goed gaan, en dat die Here die eer kry en dat daar lofprysing en vreugde is wat gerig is tot God. Maar vreugde is soms ook daardie diep vreugde, tevredenheid, berusting, vergenoegdheid, geborgenheid wat ek beleef in die arms van God. Al stroom daar trane uit my oë. Vreugde ten spyte van swaar kry. Filippense 1 vers 4 sê, in al my gebede bid ek met blydskap vir julle almal, maar hier is Paulus in gevangenskap. Die Filippense word vervolg omdat hulle Christen is. En tog met blydskap, ten spyte van omstandighede. Vreugde ten spyte van 'n gebrek aan 'n uiterlike gevoel van vreugde en uiterlike positiewe omstandighede. Mens dink ook aan Psalm 131 waar hy sê, ek het rus en kalmte gevind soos 'n kindjie wat by sy moeder tevredenheid gevind het. Soos 'n gespeende kind by sy moeder. Of in Habakuk 3, al sou die vyeboom nie bot nie, en daar geen druiwe in die wingerde wees nie, al sou die olyfoes misluk, die lande geen oes lewer nie, al sou daar geen kleinvee in die kampe wees nie, die beeskraale sonder beeste wees, nogtans sal ek in die Here jubel. Sal ek bly wees, sal ek juig in God, my redder. So staan dit daar. Kom 'n bietjie later daarop terug. Maar die punt is, daar's 'n opdrag dat dit deel is van ons verhouding met die Here, van wees bly. Wees bly in die Here. Vind jou vreugde in die Here, ook soms te midde van hartseer, trane en moeilike omstandighede. Al voel ek nie altyd so happy nie, het ek nog steeds 'n vreugde wat ek in die Here het. En soms wil ons 'n spanning plaas in ons navolging van die Here en om vreugde en blydskap net te beleef. So asof dit teenoor mekaar staan. Ons het soms die gedagte van, as ek die Here volg,
Och, dan moet ek myself verloon en ek mag nie my ideale najaag nie, net gehoorsaam, ek byt vas. So al die gedagte dat dien die Here staan in teenstelling met 'n blydskap en 'n vreugde en 'n geniet. Of ja, partykeer ons sê ja, die vreugde is eendag, maar in die geniet is eendag, maar nie nou nie. En so dikwels is daar die gedagte, as ek iets regtig nou geniet, dan is dit nie iets wat die Here vir my gee nie. So asof daar 'n teenstelling is tussen om die Here te dien en voluit die Here te dien en gehoorsaam met die Here te dien en ware blydskap. En ja, kom ons sê dit, Christendom beteken verloon jouself, laat God jou agenda bepaal en byt vas om die regte ding te doen, aanvaar God se almagtigheid ook in die verloop van die lewe. Maar die Bybel bring dit nie in spanning met blydskap en met vreugde nie. Ek wil 'n bietjie daarby gaan stil staan vanuit verskillende skrifgedeeltes, want as mens gaan kyk in die skrif, dan staan gehoorsaamheid sluit nie vreugde uit nie. Inteendeel, dit veroorsaak juis vreugde. As mens gaan kyk Psalm 119 vers 174. Ek smag na u hulp, Here, in u wet vind ek my vreugde. Paulus erken ook in Romeine 7 vers 22, diep in my wese vind ek vreugde in die wet van God. Om God se wil te doen, dit te leef soos wat God jou geskaap het om te leef, dit bring 'n vreugde. In Romeine 14 vers 17, die koninkryk van God is nie 'n saak van eet en drink nie, maar van gehoorsaamheid aan God, vrede en vreugde wat die Heilige Gees ons gee. Word nie teenoor mekaar gestel, dit is deel van mekaar, gehoorsaamheid, vrede en vreugde. Gehoorsaamheid en vreugde word saamgenoem. Dit is juis nie in stryd met mekaar. Dit is juis om God se plan vir jou lewe te leef, bring 'n diep gewortelde vreugde en vergenoegdheid. Maar ook in die skrif kry ons nie 'n spanning tussen vervolging en vreugde nie. Matteus 5 vers 11, geseënd is julle wanneer die mense julle ter wille van my beledig, vervolg en valslik al wat sleg is van julle sê, wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel. Te midde van vervolging is ons vreugde in die Here en dat ons ter wille van die Here sekere dinge doen. Of Lukas 6 vers 22, geseënd is julle wanneer die mense julle haat en julle verstoot en uitskel en julle naam vir my as soos iets wat sleg is. Alles ter wille van die seun van die mens. Wees bly op daardie dag en spring rond van vreugde, want vir julle is daar 'n groot beloning in die hemel. 2 Korintiërs 8 vers 1, broers, ons wil hê julle moet weet van die genade wat die gemeentes in Macedonië van God ontvang het. Al was hulle swaar beproef deur verdrukking, hulle blydskap was oorvloedig. En dit het dan ook uitgeloop in konkrete dade van hulp aan die gelowiges in Jerusalem. Blydskap in die Here is 'n groter werklikheid as die werklikheid van vervolging. Die eintlike rede van vervolging, maar die eintlike rede is ons die Here dien, en die Here dien, en in die Here verhouding wees, dit gee ons vreugde. So vreugde is nie weg as jy vervolg word. Vreugde en vervolging staan nie teenoor mekaar in die skrif nie. Inteendeel, daar is 'n vreugde ten spyte van vervolging. Ook gee die skrif nie 'n spanning tussen die dinge wat ons moet opgee ter wille van die koninkryk en vreugde nie. Dis nie dat ons, ek moet al hierdie goed opgee en is so hartseer en is so moeilik nie. As jy kyk in Matteus 13 vers 44, dan staan daar met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met 'n skat wat in 'n saaie land onder die grond lê. Wanneer iemand dit kry, maak hy dit weer toe en omdat hy baie in sy skik is, gaan verkoop hy alles wat hy het en koop daardie land. Nou, geloof Jesus Christus is die kosbare skat, om in 'n verhouding met hom te leef is die kosbare skat. Maar nou lees ons dit soms mis, daar staan, hy het alles gaan verkoop. Daar's 'n prys, daar's 'n opgee van eintlik alles, sodat hy hierdie kan verkry. Is dit swaar? Is dit nou, hy moet al hierdie goed opgee? Nee, daar staan, omdat hy baie in sy skik is, die Engelse vertaling vertaal dit meer direk van, then in his joy, he goes and sells all he has and buys that field. Dan word daar 'n vreugde van, ek gee dit op, in vreugde, want ek kry soveel meer, daar is soveel groter skat wat ek het. In 2 Korintiërs 9 vers 7 sê, elkeen moet gee soos hom in sy hart voorgeneem het, nie met teensin of uit dwang nie, want God het 'n blymoedige gewer lief.
Dan word om te gee en om op te offer. Daar's 'n blymoedigheid in jou hart en dis wat Christendom is om te gee, maar met 'n blydskap. Blydskap wat gesetel is in jou verhouding met God. Vir 'n kind van God gaan dit nie bloot oor gee nie. Dit gaan oor gee met 'n vreugde in die Here, met 'n gesindheid van ek het veel meer as wat ek ooit sal kan weggee. Ek gee omdat ek bly is oor wat ek van God ontvang het. En daardie blydskap is die rede hoekom ek met blydskap gee. 2 Korintiërs 8 vers 1, waar daar staan, broers, ons wil hê julle moet weet van die genade wat die gemeentes in Macedonië van God ontvang het. Al was hulle swaar beproef deur verdrukking, hulle blydskap was oorvloedig, en dan loop dit uit, al was hulle baie arm, hulle was ryk in hulle oorvloedige vrygewigheid. Blydskap, dit wat ek ontvang het, daarom gee ek. In moeilike omstandighede sien ons dus hoe hulle met blydskap dit wat hulle gehad het, gedeel het en vir ander gegee het. Die ou vertaling praat daarvan, omdat onder baie beproewing deur verdrukking hulle oorvloedige blydskap by hulle diepe armoede oorvloedig was in hulle ryke milddadigheid. In ander woorde, saamgedink in die skrif van gee, selfs in swaar kry, selfs al het hulle min, maar met 'n blydskap. Daar's nooit 'n teenstelling tussen blydskap en die lewe as 'n Christen. En in aansluiting daarby Handelinge 20 vers 35, waar daar staan, deur my voorbereid het ek in elke opsig vir julle gewys dat ons hard moet werk, sodat ons die armes kan help. Onthou die woorde wat die Here Jesus self gesê het, om te gee maak 'n mens gelukkiger as om te ontvang. Geluk lê juis daarin om te gee en nie net ook te ontvang. Maar dan sien ons in die skrif, daar's ook nie vir die gelowiges 'n spanning tussen moeilike omstandighede en vreugde nie. Ons het 'n bietjie al klaar daar verwys, maar ook 2 Korintiërs 6, waar daar staan, ons is geslaan, in die tronk gegooi, ons het in oproere beland, ons het swaar gewerk, nagte sonder slaap deurgemaak en honger gely, ons het onberispelik opgetree met begrip, met verdraagsaamheid en vriendelik. Dit alles het ons gedoen deur die Heilige Gees, deur opregte liefde. En dan staan daar, ons word behandel as bedroefdes, en tog is ons altyd opgeruimd. En die woord, gairo, die Griekse woord, bly juis op blydskap. Ons is steeds in blydskap. As armes, maar ons maak baie ander ryk. As mense wat niks het nie, en tog besit ons alles. So weer eens, die skrif het nie 'n spanning tussen dit wat moeilik gaan, dit wat moeilike omstandighede is, en blydskap. Die skrif het ook nie 'n spanning tussen menslike swakheid en die belewing van vreugde nie. Paulus beleef nog gebrokenheid, en hy vra dat die Here dit wegneem. 2 Korintiërs 12 vers 9 sê die Here, wanneer hy sê, maar hierdie ding is nog in sy lewe, en is 'n swakheid, is 'n doring in die vlees, dan sal mense dink, ja, omdat ek hierdie doring in die vlees is, kan ek nie in die volle vreugde van die Here leef nie, maar dan staan daar, my genade, wat die Here hom antwoord, my genade is vir jou genoeg, my krag kom juis tot volle werking, wanneer jy swak is. En daarom sal ek liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees. Nou, as mens weer eens die Engelse vertaling, kom die blydskap duidelik uit, waar hy sê, en he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, I will rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Most gladly. Ek het 'n vreugde, omdat die krag van Christus op my is en my beskutting is. En daarom is hy nie hartseer of hy mompel nie oor sy swakhede. Daar's 'n groter vreugde. So met ander woorde, in alle omstandighede, kry ons oor en oor in die skrif, dat omstandighede wat jou menslik gesproke unhappy moet maak, ongelukkig moet maak, praat die Bybel van vreugde in die Here, want die vreugde is in die Here, en is groter as al die ander dinge wat gebeur. Maar hoe leef ons in hierdie vreugde? En dit is dan die laaste deel hiervan, van hierdie preek. Dan staan daar weer, as mens terugkom na Matteus 13, met die koninkryk van die hemel gaan het soos met 'n skat wat in 'n saailand onder die grond lê. Wanneer iemand dit kry, maak hy dit weer toe, maar hy baie in sy skik is, gaan verkoop hy alles wat hy het, en hy verloor alles, en hy koop daardie land. Met ander woorde, ek moet besef hoe groot skat dit is, wat daar verborge is. Die grootsheid van die skat
wat ek het in Christus, moet oorweldigend wees. Ek moet die grootsheid daarvan besef, en dat dit groter is as die gebrokenheid en die hartseer en die moeilik wat ons soms ervaar. Ons moet besef hoe kosbaar en werklik hierdie skat is. Dat Jesus Christus het God almagtig, hy is God almagtig en hy het homself verneder om mens te word. Om ons sondes op hom te neem en daarvoor te betaal aan die kruis sodat ons vrygespreek kan word. Dat ons 'n nuwe identiteit kan hê, dat ons meer as 'n oorwinnaar kan wees, dat ons 'n nuwe lewe, 'n ewige lewe kan hê. Kunskap van die enige ewige koning. Dat die Heilige Gees dan uitgestort is en in ons woon en ons elke dag lei. Ons moet die grootsheid van God se genade besef. Soos wat daardie persoon, daardie skat se waarde besef het en alles verkoop en alles word minder van waarde, omdat hierdie skat alles is wat hy wil hê. En so moet ons besef die skat van genade wat God vir ons gee, die nuwe lewe wat God vir ons gee. Grootsheid van die skat in Christus, die werklikheid van God die Heilige Gees in ons lewe. Dit laat my alles anders opgee, dit laat alles anders verdof in waarde, in vergelyking met om Jesus Christus te ken en 'n verhouding met God te kan lewe. En dis wat ons ook kry, dat waar hy sê in Filippense 1, my lewe is Christus, my sterwe is wins, is Christus. Of in die woorde van Filippense 3, om Christus te ken, oortref alles anders in waarde. Dit moet waar wees in my lewe, sodat ek die vreugde van die Here kan beleef. Ek moet waar wees in my lewe, dat hy groter is as alles, en dat my persoonlike verhouding met die ewige, almagtige God, dat ek so oorweldig word deur daardie besef, dat al die ander dinge verdof op die agtergrond. En daarom is dit nie net be happy nie. Dis 'n vreugde in die Here. So duidelik in Filippense en ook in hoofstuk 3 en 4. Die bron van vreugde kan jy nie vind in bloot lidmaatskap van 'n kerk nie. Jy kan dit nie vind in wettiese nakoming van 'n klomp reëls nie. Jy kan dit nie vind in bloot 'n Christelike kultuur of 'n tradisie nie. Dis nie groot genoeg nie. Dit gaan jou nie vreugde uitbring nie. Jy gaan nie vreugde kry deur bloot 'n strewe na goeie dade om beter te wees. Vrede en die vreugde lê nie in omstandighede nie, selfs nie Christelike omstandighede. Ware vreugde lê net in die persoon Jesus Christus en in 'n persoonlike verhouding met hom. Dis om opgewonde te wees oor Jesus, omdat ek hom ken en hy my ken. Dat hy weet wie ek is, dat hy vol vreugde oor my is, dat die Gees in my woon en dat hy my lei, dat ek in hom 'n Vader het, God die Vader het, wat my vashou ten spyte van alles. Die bron van vreugde kom vanuit in die Here, of Johannes 15 praat die Here van, in die Engelse sê hulle, abide in me, vertoef in my, wees in my. Om te besef ek is 'n produk van God se liefde, om te weet die Here is by my, hy is stil tevrede in sy liefde, hy jubel en juig oor my, en is daar in sy arms, is daar op sy skoot, daar teen sy hart, in sy liefde, waar ons ware vreugde vind, wat die omstandighede van hierdie wêreld nie kan uitdoof nie. Dis juis in ons groei, in ons abide in die Here, om in die Here te wees, in ons verhouding met hom, dat hierdie diep vreugde toeneem. En ons groei in hierdie vreugde deur te groei in ons verhouding. En daai groei kom deur basiese dinge, om al hoe meer te leer van hom deur die woord, om dit al hoe meer te omhels, om mekaar al hoe meer te bedien met die waarheid van God se lewe, om dit te vertel en om te groei daarin. Om te groei dan met al hierdie dinge, groei ons ook in hierdie diep gewortelde vreugde wat die Here vir ons gee. In Lukas 2 staan daar, moenie vrees nie, want kyk, ek bring vir julle goeie tyding van groot blydskap, wat vir die hele volk sal wees. Dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is, die saligmaker wat Christus die Here is. Vir jou, vir my. Dis hoekom ons in vreugde kan leef. In 1 Petrus 1 word dit ook so saamgevat. Hom het julle lief, al sien julle hom nie, al het julle hom nie gesien nie. Deur in hom te glo, al sien julle hom nie nou nie, het julle reeds deel aan die saligheid wat die einddoel van julle geloof is, en dit vervul julle met onuitspreeklike
en heerlike blydskap. En mag ons so leef en groei in hierdie wondergawe van 'n verhouding met God, dat dit so werklikheid sal wees, dat ons waarlik ook in sy vreugde sal lewe. Vreugde wat nie weggesteel of weggeneem kan word deur omstandighede. Mag ons so in die Here lewe. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, Here, dit is in U vreugde wat ons wil leef, in swaar kry, beproewing, hartseer, moeilike omstandighede, in ons eie swakheid. Here, want ons weet, U is ons Vader. Ons behoort aan U. Ons is U se. U het vir ons gesterf, U het ons nuut gemaak, en dit vervul ons met onuitspreeklike, alles oorweldigende vreugde. Here, ons wil daarin leef, en ons wil dit laat oorloop, ook in ons omstandighede in, en na mense rondom ons, wat oor ons pad kom. Ons bid, Here, dat U ons elkeen sal fokus op U, dat omstandighede wat ons wil wegtrek van die vreugde, dat dit sal verdof, en sodat ons waarlik U sal raak sien. Ons bid vir mekaar, en ons dra mekaar aan U op voor U troon, want voor U troon is waar daar heelmaking, herstel, verhouding en vreugde is. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die gemeenskap, die teenwoordig wees, die krag, die troos van die Heilige Gees, is en bly met u elkeen. Amen.